Ons storie begin in die jaar 1935 in die ver afgeleë oerwoude van Indonesië. Ver van die moderne wêreld af word die lewe in die oerwoud deur sy eie wette bestuur. En die een wat seker maak dat hierdie wette gehoorsaam word, is die pragtige en magtige dier. Hey Tom. Taka is kwaad. Taka? Hierdie diere dan. Oh. O ja, meneer Jim, en jou geluk is van korte diere as jy Taka kwaad maak. Alles bygelowige snerte, ek verseker jou. Hierdie prachtdier gaan 'n goeie prys by Londen se dieretuin behaal. Moenie net daar staan nie, Mujimba. Bring die hok hier. Ons moet Taka vanmiddag nog op die stoomboot na Engeland toe kry. Maak gou-gou jong. Hierdie is die begin van 'n winsgewende besigheid, Henry. Met jou dierekennis en my dapperheid maak ons 'n goeie span. Aan al die rykdom wat die natuur ons bied. Ongelooflik. Weet jy, in al die jare wat ek al diere bestudeer, het ek nog nooit so iets gesien nie. Daai seun of wat dit ook al is, het my so pas 'n klein fortuin gekos, maggies. Meneer Jim was woedend oor die skielike verskyning van hierdie wildvreemde seun en hy het besluit om die seun te vang. Hy het sy soektog in die oerwoud en al die omringende dorpies begin. Nuus van die ontdekking van die oerwoudseun het vinnig deur die wêreld versprei en het selfs in Engeland 'n sensasie veroorsaak. Ekstra, lees vandag se spesiale berig. Oerwoudseun red jy, ek moet dit nie misloop nie. Amper ongelooflik. Dit blyk professor Henry het 'n vreemde wilde seun in die oerwoude van Indonesië opgespoor. Op watter eiland? Naby Pakenbaru. Dis John! My liewe Louise. Ons jong seun is dood in 'n aardbewing 13 jaar gelede. Maar onthou jy nie, ons was besig om die verlore stad van min op te grawe slegs 5 myl van Pakenbaru af. Na 'n paar weke van opgrawings het ons daardie oeroue deur met sy antieke geskrif ontdek. Die plaaslike inwoners het geglo dit was 'n vloek, maar ons het aanhou grawe. Toe ewe skielik. John. Ek weet hy leef. Maar my skat, Ons moet dadelik terug gaan Indonesië toe. Ek sê jou, daardie oerwoudseun is ons John. onmoontlik. Mevrou Weatherby was oortuig sy het haar verlore seun gevind en het onmiddellik haar tasse begin pak, ten spyte van haar man se besware.
Mevrou Weatherby het haar man uiteindelik ooreed en saam was hulle op pad na die verafgeleë eilande van Indonesië. Hoeveel van ons gesogte diere is in 1 week deur hy oerwoudseun vrygelaat? 20 toe ek laas getel het. Daardie barbarie neer my. Ek moet hom vang. Soos een van jou wilde diere. Jy neem aan hy's 'n mens, maar ek verseker jou, 'n kobra is baie meer beskaaf. Is dit beskaaf om onskuldige diere te vang? Met wie dink jy praat jy, dogter? Elke dier wat ek verkoop betaal vir jou skoolstudies. Ek sou eerder my studies staak as om te sien hoe pa hierdie oerwoud van sy pragt stroop. Melissa is vurig. So, professor, hoe stop ons hierdie oerwoudseun? Baie maklik. Aangesien hy soos 'n wilde dier optree, moet ons hom soos een jag. Pa moet bietjie kom swem om af te koel. Dis beter as om net heeldag rond te lê. Hoe ken jy my nou, hè? Die lui lekker lewe pas my perfek. Daar sê, dis mos baie beter. Te lekker. Papa, hoekom jag mense ons? Ons is vry, ons behoort nie aan hulle nie. So hulle jag ons om ons te besit. Ek tog om te dink ek bederf aan hulle plannetjies. En daarvoor is ons almal dankbaar. Maar jy moet versigtig wees, my seun. Jy is nou hulle vyand. En hulle gaan jou jag. Ek's niks bang nie. Ek het al klaar bewys ek slimmer en sterker. Dan het jy nog baie om te leer. Slegs vrees sal jou aan die lewe hou. Vrees. Ja, pa. Ons is hier. Stop. Majoor Weatherby, sê my, hoekom stop ons hier? Volgens ons landkaarte is ons nou in die verlore stad van Min. Ek is bevrees ons opgrawings is na al die jare toegegroei. Majoor Weatherby, ons is heeltemal verbied om hierdie stad binne te gaan. Jy's verniet bang. Ons is argeoloë wat jare gelede hiernatoe gekom het om hierdie plek op te grawe. Ek verseker Dan jou. is dit jy wat die vloek oor ons gebring het, wat die aarde laat bewe het. Snert. Dis net blote toeval, dis al. Nee, Majoor Weatherby, dit was 'n waarskuwing, jy moes nooit gekom het nie. Kinkabi, ons is nie nou hier om die stad op te grawe nie. Ons het ons seun kom soek. Hy het op die dag van die groot aardskudding verdwyn. Jou seun? Was hy 'n babietjie? Ja, weet jy iets? Ek het hierdie gevind net daar na die groot ramp, omtrent 'n kwart myl hier vandaan. Om so iets onskuldigs tussen al die verwoesting te vind, het my laat besluit om dit na al hierdie jare te hou. Dis Johnson. Dit was sy gunsteling speelde. So dit beteken dit als nie verdwyn het toe die aarde oopgeskeur het nie. Hy leef. Wanneer ons jong vriend op hierdie kol op die grond trap, sal hy soos enige ander wilde dier gevang word. Baie indrukwekkend. Soos met al my ander diere, gaan ek dit baie geniet om hom te bestudeer. Nou al wat oorbly is om die lokkaas te stel om hom nader te trek. En dan, is hy ons sin.
Heerser van die oerwoud, baas oor alles hier. Koning van die diere, van leeu tot by die muur. Almal wat hier woon, wat loop of klim of swaai, sal aan my eer betoon, dis ek wat koning kraai. Ek kan grom soos 'n dier, en seil soos 'n slang. Ek kan hap soos 'n krokodil, so maak ek julle bang. Ek kan lang nek strek, en spring soos 'n babbejaan, myself van kop tot toon en modder bedek en swaai van boom tot boom. Heerser van die oerwoud, baas oor alles hier. Koning van die diere, van leeu tot by die muur. Koning van die bosse, die plek behoort aan my. Dis so goed soos my agterplaas, glo jy vir my maar vry. Ek kan gluur soos 'n kobra, my dra soos 'n aap. Soos 'n skilpad kruip ek rond, soos 'n geitjie val of bond. Ek kan krap soos 'n luiperd, en swem soos 'n vis. Waar ek ook al heen gaan, ek is boba's ja gewis. Dit is dan geen wonder dat ou moedertjie natuur my so vreeslik uitsonder, wo al die diere hier. Heerser van die oerwoud, baas oor alles hier. Koning van die diere, van leeu tot by die muur. Almal wat hier woon, wat loop of klim of swaai, sal aan my eer betoon, dis ek wat koning kraai. My vriende, die mensdom is vir ons 'n bedreiging. Hulle dring ons oerwoudtuiste binne om ons te vang en ons families te vernietig. Ek sê ons moet terugveg. Hulle is geen kompetisie vir ons nie. Ek stem saam. Laat die jagters nou gejag word. Dalk sal dit hulle tydelik verhinder, maar hulle sal net weer terugkom in groter getalle. Nee, ons moet 'n ander plan maak. Ek het een pa. Wat weet die mense, kind? Hy is nie een van ons nie. Hoe durf jy so met my seun praat? Hy lewe volgens die oerwoudwette. Het hy homself nie al bewys nie? Ek het gehoor van 'n land wes van hier, oor kan die groot water, waar die oerwoude ryk met plante en kos is en waar geen mense nog ooit gekom het nie. Wat sê jy, Takina? Dat ons hierdie deel van die oerwoud verlaat, mamma, en gaan waar ons nooit ooit weer kan pla nie. Ons tuiste verlaat? Ons familie is hier wegneem. Ek het mos gesê ons moet nie na hom luister. Genoeg! Volgens ons tradisie sal ons almal Takina se plan oorweeg en weer saamkom om daaroor te stem. Jammer vir die verleentheid van. Dit maak nie saak nie, jou idee is van waarde. Ek sal goed daaroor nadink. Ek het hom teleurgestel. Inteendeel, Takina. Hy is baie trots op jou. Jy's al een wat dit gewaag het om 'n plan uit te dink. Takina. Al was Takina verneder, was sy pa baie beïndruk met sy seun se dapperheid. Takina het hom nietemin in 'n afgeleë plek afgesonder om sy wonde te lek. Intussen het majoor en mevrou Weatherby vir professor Henry opgespoor om meer oor die oerwoudseun uit te vind, wie hulle geglo het was hulle kind. So sien jy, professor, hoekom ons oortuig is dat ons seun nog lewe. Maar om te dink dat hierdie wille oerwoudseun julle kind is? Nee man, dit is vir my totaal verregaande. Nog tee, mevrou?
Dankie, kind. Maar meneer, julle kan tog nie die moontlikheid uitsluit nie. My liewe majoor Weatherby, wat die professor en ek in die oerwoud gesien het, kan onmoontlik nie 'n seun van julle wees nie. Hierdie seun was pure dier, onbeskaaf en ek verseker julle baie gevaarlik. So jy gaan ons nie help om ons seun te vind nie. Met respek vir julle opregtheid en onderskeie wetenskaplike loopbane sal ons julle graag wil help. Maar Ons begin met dagbreek. Ons weet nie hoe om dankie te sê nie. Ek is seker ons sal 'n manier kan kry. Tot môre. wat dink jy doen jy? Het jy al ooit daaraan gedink dat hierdie oerwoudseun moontlik hulle verlore kind kan wees, hm? Wat probeer jy sê? Dink net. Veronderstel hy is hulle kind deur een of ander wonderwerk van die natuur. Wie sal beter wees as sy eie ouers om hom uit sy wegkruipplek uit te lok, hè? Briljant! En sodra ons omvang, behoort hy aan ons. Hey, kind, rook hom so bek af. Gaan wegskril, los my uit. Ek wil alleen wees. Seker, sodat jy jouself kan bejammer. Nee, wat? Ek is geregtig op my privaatheid. Seker, ek's ook geregtig op 4 bene en 'n slurp, maar ek gaan dit nie kry nie. Kyk, jy voel sleg want almal dink jou idee om daar 'n nuwe oerwoud te trek is simpel. Reg? En hulle is reg. Ek weet nie of so 'n plek bestaan nie. Ek het nog net gerugte gehoor en Hulle is waar. hulle is? Ek was al 2 keer daar. Jy was. Dis die perfekte paradys. So sal jy my soontoe neem. Ek wil dit self met my eie oë sien. Op een voorwaarde. Jy mag vir niemand vertel dat ek jou gaan wys het nie. As Bo, Jaguar en die ander uitvind, is ek tog hulle volgende maaltyd. Jy het my woord. Hy was dit. Niks wat jou sal interesseer nie. Kom! Hey, kind! Hey, kind! Die klank wat Takina hoor, was iets nuuts. Hy kon elke dier in die oerwoud identifiseer, maar hierdie was iets vreemds en opwindends. Takina het lank na die vreemde kreatuur gestaar en hy het 'n verlange ervaar wat hom bang gemaak het, maar sy nuuskierigheid het die oorhand gekry. O nee, dit beteken moeilikheid. Dis pragtig. Dit is so waar 'n meisie mens. Hallo? Moenie bang wees nie. Ek sal jou nie seermaak nie. Dis die plek waar ons hom laas gesien het, net buite die verlore stad van Min. Met alle respek vir jou wonderlike kennis, mevrou. Die verlore stad is net 'n legende. Geen waarheid daarin nie. Ek sou nie so seker wees nie. Ongelooflik. Hier, wat sê hierdie geskrif? Ons het dit nog nie ontsyfer nie, maar die inwoners glo dis 'n vloek. Nie gewone bygelowige snert. Wel, nou dat ons hier is, wat volgende? Ek kan net veronderstel dat my seun tydens die aardbewing in die lug opgegooi is en 'n entjie hiervandaan neergeval het. Na aanleiding hiervan, hoe kon hy dan op sy eie sonder kos en versorging in die oerwoud oorleef het? Wat dink jy, hè? Miskien het 'n familie hom aangeneem. Ek het seker gemaak daar is geen bewyse nie. Watter ander verduideliking is daar dan? Dalk het diere hom aangeneem.
Wat? 'n weerlose baba sou geen bedreiging wees nie. Men al die navorsing dui daarop dat soogdiere moederlike instinkte het. Hoe durf jy sê my kind is deur wilde diere grootgemaak, hè? Ooh, Wat op aarde is dit? Ons vangs terug. Gevang en hulpeloos, onthou Takina sy vader se waarskuwing om op jou hoede te wees vir mense. Maar nou is dit te laat. Tot sy verbasing was Takina nie soos die ander uit die oerwoud geneem nie. Hierdie mense het ander planne gehad en dit het hom vreesbevange gemaak. Baie indrukwekkend. My kollegas in Engeland sal baie gretig wees om hierdie rariteit te bestudeer. Hy is nie 'n frats nie. Hy's 'n mens net soos ons. Enige menslike eienskappe wat hy dalk sou gehad het, is al lankal afgestroop. Dis ons John. Ek weet dit is. Maar asseblief, mevrou Weatherby, moenie te veel verwag nie. Onthou, die kind kan enige iemand sin wees. Nee, dit is my kind en ek sal dit bewys. John, dis jou ma. Erken jy my nie? Dis mamma. Onthou jy my? Sien jy, niks anders as 'n barbaar nie. Hy's net bang. Kan julle nie sien nie? Ek glo nie my vrou dat hierdie kind baie moontlik ons seun kan wees. Hy het net tyd nodig om te onthou. Jammer as ek nie optimisties is nie, majoor. Maar volgens my ondervinding is hy 'n dier van die oerwoud, wat nooit weer by ons sal aanpas nie. Dis veilig. Ek sal jou beskerm. My naam is Melissa. 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 Takina. Wat? Jou naam is Takina. Takina. Ja.
Alhoewel ek baie respek vir jou kwalifikasies het, professor, kan ek nie toelaat dat hierdie kind deur die akademiese gemeenskap bestudeer word nie. Maar op grond van wat, mevrou Weatherby? Die kind is my ontdekking. Ek is hom vir die wetenskap. Hoe durf jy, meneer? Die kind is nie 'n besitting nie. Hy's 'n mens. Hy's vlees en bloed. Hy is my kind. Hy's weg. Wat het gebeur? Ons seun het ontsnap. Nie ontsnap nie, mevrou Weatherby. Vrygelaat. Dit lyk my ons liewe vurige Melissa het hierdie gebruik om ons oerwoudseun vry te laat. Melissa, hoe durf jy? Hoe kon jy daardie Hy's barbaar? geen barbaar nie. Hy's 'n mens met 'n naam. Takina. Takina, hy het sy naam vir jou gegee. Ja, Dan is hy so waar 'n mens. Wel, wat hy ook al is, ek sal hom weer vang en hierdie keer sal hy nie wegkom nie. Melissa was bang wat haar pa aan Takina sou doen as hy hom weer sou vang. En mevrou Weatherby was nou meer as ooit tevore seker dat die oerwoudseun haar kind is. En Takina was nou seker dat sy familie en vriende in groot gevaar is. Maar om die oerwoud te verlaat, het ook beteken dat hy sy nuwe vriendin sou verlaat. Hey! Stadiger, man! Vertel my van daai meisie mens. Hoe weet jy van haar? Kom nou, daar's geen geheime in die oerwoud nie. Buitendien, Bou het gesien hoe sy jou help ontsnap. Ja, maar Bou is maar net 'n nuuskierige ou slang wat niks beter het om te doen nie. So hou jy van haar. Roer sy jou hartsnare. Wel, sy is nogal oulik. Maar sy's 'n mens. Wel, ek wil nou nie eintlik die een wees om jou te sê nie, maar jy is ook. Ek is nie, hoe durf jy so sê? Ek is Takina, seun van Taka. Natuurlik is jy kind, maar jy's ook 'n mens. Ek het al ooit gewonder hoekom jy geen stert het nie. Nou goed dan, maar dit maak my beslis nie minder van 'n tier nie. Wat jy ook al sê, kind. Al wat ek probeer sê is ek dink sy is jou, jy weet, swart. Dit kan nooit werk nie. Ek bedoel, Iets het tot Takina se hart gespreek. Hy kon dit nie verduidelik nie, maar hy het geweet dat hy die meisiemens nog een keer wou sien. Dit was dieselfde vir Melissa. Sy kon aan niks anders dink as die oerwoudseun nie, en teen haar pa se wil het sy na hom gaan soek. Takina. wat doen sy hier? Takina. Kom aan. Gaan na haar toe. Jy het gekom. Melissa, Takina. Ja. Wat is dit? Dis Jaguar. Dis my pa. En hy het 'n geweer. Dis 'n lokval. Moenie gaan nie. Jy moet hier bly. Ek smeek jou, Takina. Staan! Nee, dat kan nie wees nie.
Daai klein barbaar. Hy en sy oerwoudvriende sal hiervoor betaal. O, hulle gaan betaal. Dit was nou baie duidelik aan meneer Jim en professor Henry dat hierdie oerwoudseun nie soos 'n gewone dier gevang kan word nie. En dit was duidelik aan Takina se vriende dat hulle oerwoud nie meer veilig is nie. Ek het heelwat gedink oor die voorstel om te trek. Ek besef dat hierdie oerwoud ons tuiste is. En die idee om dit te verlaat maak my baie hartseer. Maar ek het geen ander keuse as om Takina se plan te ondersteun nie. Taka's reg. As dit nie vir sy seun en 'n paar van julle was nie, dan sou ek nie vanaand hier gewees het nie. Ek kan nie toelaat dat so iets met my kinders gebeur nie. Dan stem ons ooreen. Ons trek môre. Ek wens daar was 'n ander manier. Ek ook. Dit is die meisie mens, nie waar nie? Miskien kan sy saam met jou kom. Nee, sy hoort by haar eie soort. Jy is haar soort seun. Ons het jou grootgemaak. Dis waar, maar voor dit was jy iemand anders se kind. Ek was nooit een van hulle nie. Nie in jou hart nie. Op geen manier nie, pa. Ek sal nooit een van hulle wees nie. Los my uit, Skril. Dis in tye soos die wat jy iemand nodig het om mee te praat. Ek het niks om te sê nie. Luister kind, daar's net een manier uit hierdie gemors uit. Gaan na die meisie mens, vertel haar jy's lief vir haar en vra haar om saam met jou te kom. Ek gaan nooit ooit weer die meisie mens of enige ander mens wil sien nie. O ja, ek het vergeet. Los my net uit. Sekerlik. Maar kyk net vir een keer na jouself. As jy 'n stert vind, roep my. Wie is ek, dit wil ek graag weet. Of het my mense my lankal vergeet? Hankerend, soekende hart. Hierdie verlange maak my so verward. Is daar dalk ander van my soort, 'n groep waarby ek altyd kan behoort? Hankerend, hoe moet ek verstaan waar ek vandaan kom en waarheen ek gaan? Hankerend, dis my gevoel. Iemand weet dalk wat ek daarmee bedoel. Wie is ek, dit wil ek graag weet. Of het my mense my lankal vergeet? Is daar dalk iemand wat my sal verstaan? Ek voel ek's verlore in 'n wildvreemde land. 'n wildvreemde land. 'n wildvreemde land. Ek het 'n voorstel. Laat die seun na ons toe kom. Hy het mos 'n oogie op jou dogter. Ons vurige Melissa sal ons net weer verraai. En as ons hom kry, wat dan? Soos ons ooreengekom het, Majoor Weatherby, as hy nie jou of jou vrou erken nie, is die seun myne en dit is dit.
Hoekom? Ek kan nie. Ek mag nie. Jy verstaan nie 'n woord wat ek sê nie. Melissa, Takina. Miskien verstaan jy meer as wat ek besef. Ten spyte van haar pa se woede, het Melissa dit gewaag om saam met Takina te wees. Alhoewel sy onseker was waarheen hy haar neem, het sy geweet sy wil naby hom wees. Teen dagbreek het die groot uittog begin. Al die diere van die oerwoud het hulle woonplekke verlaat met die hoop om in hulle nuwe land vaarlik vry te wees. Wat gaan nou aan? Maar ek weet. Julle verlaat my pa en almal soos hy, daar sal julle vry wees. Vry. Ja, vry. 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 Melissa vry. Melissa nie vry nie. Ek moet teruggaan. Ek kan nie my pa agterlaat nie. Dit sal jou 'n les leer, oerwoud seun, jy mors nie met iemand soos ek nie. Nooit nie. Jana! Jana! Takina! Papa! Takina se plan vir 'n vrye lewe was nou in die wiele gery en hy was weer eens in die hande van meneer Jim en professor Henry. Sonder om tyd te mors, het meneer Jim vir Takina opgetel en hom na 'n verafgeleë maar ook bekende deel van die oerwoud geneem. Wel, ek glo ons is hier. Sal jy ons asseblief nou vertel hoekom jy aangedring het om jou dogter Melissa agter te laat en ons hierheen te bring? Dis baie eenvoudig. Jy sien, die inwoners is vreeslik bang vir hierdie sogenaamde verlore stad van Min. Hulle glo hy's 'n vloek. Wat probeer jy sê? As hy nie jou en jou vrou herken nie, Majoor Weatherby, gaan ek hierdie barbaar opsluit waar niemand hom ooit weer sal kry nie. Verstaan jy? Kom, help my stoot. Majoor, as jy enige argeologiese nuuskierigheid het, sal jy ook kom help. Ek sien die vloek het jou ook beet. Amper! Louise! Hierso. Mama. Ek moet julle albei groot om verskoning vra. Ek was verkeerd oor die seun. Om die waarheid te sê, ek was verkeerd oor so baie dinge. My liewe majoor en mevrou Weatherby, ons sal wat wou doen om dinge weer reg te stel.
Sal julle ons opregte uitnodiging aanvaar om ons te help om die oerwoud en al sy diere te beskerm? Ons aanvaar. Melissa vry. Takina vry. En so het alles goed vir Takina en sy oerwoudfamilie geëindig. Van daardie dag af is geen diere meer gejag nie en almal het gelukkig saam gewoon.